Steeds soek ons as Jamestown geregmatigde plek. Ons word nie gehoor as ons briewe skryf nie. Daar word nie na ons geluister wanneer ons e-mail stuur en oproepe maak nie. Jamestown word gebruik as 'n dumping site. Mense word net na ons toe geskuif en ons moet dit aanvaar. As mense wat al vir jare baklei in die agtergrond teen dit wat plaasvind. Ons sien elke dag hoe die dorp se karakter agteruit gaan. En ons moet daarmee opgeskeep sit. Ons sien hoe ons mense armer raak en ons sien hoe mense werkloos word. En ons moet daarmee opgeskeep sit. Ons het nie 'n vennoot in die munisipaliteit nie. Ons het nie 'n vennoot wat vir ons staan en sê kom ons bou saam met julle Jamestown nie. Hoe weet ek dit? Ek kan vir julle herhaal. Ons het 'n befondsing gekry om 'n kleuterskool te bou in Jamestown. Geld geskenk. Ons wag vir die munisipaliteit om toestemming te gee, amper 'n jaar. Dis vir ons kinders om opvoeding te kry. Ons het 'n straatmark gereël om vir ons bymekaar te bring. En dan is daar soveel red tape wat ons moet deurgaan. Weereens die munisipaliteit is ons probleem. Ons is nie politiese mense almal nie. Ons is gewone mense. Ons wil sien dat dinge vorentoe gaan. Nou moet ons 'n optog hou. Soos Otniel gesê het, ons weet nie eens om te toi nie. En die PI weet nie. Ek sê vir julle vandag, die gruwe wat hier op hierdie blaai is al deur baie ander kanale gesê. Dis nie vandag se gruwe nie. Waar is die mense van Kreefgat? Die ongelukkigheid het al daar begin. Ja. Hulle bou mooi huise daar. Wat kan nie mooi huise Wat kan nie vir julle huise daar gebou het nie? Dis nie reg om huise nie. Dan wil hulle Mountain Breeze Caravan Park gebruik om mense na toe te skuif. Onwettig in die nag. Terwyl ons rustig slaap as Jamestowners. Om ons gemeenskap nog verder agteruit te sit. Af te breek. So dis een van ons groot gruwe wat ons het. Moenie in die nag goed doen nie. Kom praat met ons en dat ons kan help. Dan word Jamestown gebruik sedert 2017 as emergency housing. Mense word verwyder uit ander gemeenskappe en in Jamestown gesit. Onwettiglik en in slegte kondisies. Dit is onwettig wat die munisipaliteit doen en ons het bewyse daarvoor. Dan het ons gesien die agteruitgang van die cultural legacy van Jamestown. Niks van ons erfenis word ondersteun. Die Chrisbin is hier. Hy is hoof van ons erfeniskomitee. Jamestown is in 1902 gestig. Geen ondersteuning word ontvang van die munisipaliteit vir die herbou van ons Leivoor of vir die behoud van ons landboueiendomme nie. Nee, wat word gedoen? Daar word huise gebou. Huise wat ons mense nie kan bekostig nie. Komplekse. Vir wie is dit? En wanneer ons vertoon lewer, kom daar 'n burgemeester en sy teken net af en alles gaan net aan. Dis wat ons sien gebeur. Dan die belasting vir die van ons wat belasting betaal, eiendomsbelasting, skiet die hoogtes in. Ons arme pensionarisse en mense wat nie kan bekostig nie, moet daai duur belasting betaal. Daar's 'n ander metode. Prof Donaldson is hier. Daar's 'n ander manier om belasting toe te pas sodat dit nie mense armer maak by die dag nie. So hier is 5 van ons gruwe. Wijk 21 gaan stelselmatig agteruit. Waar is die hoof van Weber gedenk? Die kinders stap op 'n grondpad in die winter in die modder. Franklin Adams beklei al die jare daarvoor vir 'n teerpad. Nog steeds gebeur dit nie. Dis minagting van ons mense se basiese regte. Jy's in Stellenbosch, jy het nie 'n teerpad om op skool toe te stap nie. Want kyk rondom ander skole in Jamestown, stap die kinders of hulle nog op die plaas is. So dit is die dinge wat ons sien gebeur wat nie verander nie. Dinge wat ons hartseer maak en wanneer ons hier kom staan, jammer meneer, is daar nie 'n amptenaar met gesag om ons te ontvang nie. Word ons verder geminag. Julle het gesê genoeg is genoeg. En is nie 'n MYCO member om ons te ontvang. In ander woorde, Dan Laksia. Hy bly in Jamestown. Deputy bly in Jamestown. So hierdie is die gruwe wat ons het en ek is seker daar is nog. Maar ons het demands. Ek gaan nie alles deurgaan nie, ons kan die dokument deel.
So julle kan sien wat Otniel gesê het is Jamestown se fight is almal se fight. Die mense van Redby, Ja. praat met Redby, dit gaan dieselfde daar. Daar's Kylmore, daar's PNL en al die dorpies word afgebreek stelselmatig om plek te maak vir groter en groter komplekse. Ja. Dit is wat gebeur rondom Stellenbosch. En ons het genoeg gehad. Ons het by die burgemeester kom praat 'n jaar gelede. Hy het mooi woordjies gesê en niks het gebeur nie. Die komplekse gaan aan. Dit gaan net aan en ons mense prepare en gaan net agteruit. So genoeg is genoeg. Hy kom plek op die wetgewing. Julle gaan die werk doen by die stembusse Yes, Morais. en hulle gaan voel dat daar 'n verandering in Stellenbosch. Maar kyk daar, die wêreld gaan aan. Dis net ons op betoog. Warda. Die wêreld gaan aan, is net ons op betoog. So meer die dag as 1 Mei. Volgende 1 Mei jy terugkyk en jy sê wat het gebeur? Is dit so? Was dit so? Wat het verander? So hier is ons griewe. Dit is ons die mans. Ek gaan dit oorgee. Nou meneer hierso. Ons is nie gelukkig nie oor hom nie as mens nie, maar omdat ons geminag word. Deur die establishment hierso. Ek dink jy gaan nog baie optogte kom as hulle nie gaan luister nie. Nie net uit Jamestown uit nie. Ja. So hulle gaan definitief moet aandag gee aan dit. Ek sê vir julle almal baie dankie wat gekom het. Baie dankie vir die ondersteuning. Ons het saam gewerk in Jamestown. Alle rasse, alle klasse, alle mense het saam gewerk om dit te maak gebeur. Baie dankie aan Vivian wat die spits gedryf het vir hierdie, geveg het vir dit. So ons sê vir julle almal baie Kom aan, dankie. kom aan, so aan. Thank you, Vivi. Thank you, Viv. Good afternoon, everyone. First of all, I would like to say Walter, I'm Principal Inspector Barney, law enforcement Stellenbosch. Ik wil net namens ons burgemeester sê jammer en hy vra verskoning dat hy nie vandag hier kon gewees het nie want hy is nie beskikbaar nie. Hy het vir my of ek was gevra om namens hom die memorandum te ontvang wat ek maandagoggend 4 Mei aan hom sal oorhandig. Zodra hy op kantoor is. Baie dankie. Dankie. Viva, viva! Kan ons 'n foto kry daar? 'n Foto. Salut, salut.